gemeente, goeiemôre, welkom by ons erediens vanoggend. Die tema wat ons vanoggend met mekaar gaan behandel is hoe om in hierdie onsekere tye waarin ons tans leef, staande te bly. Kom ons begin om ons voor te berei vir hierdie erediens en ons luister na die orgelspel van Vonklied 277. Geliefdes, ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. Luister tog, herder van Israel, u wat die nageslag van Josef soos 'n kudde lei, u wat oor die Gerub stroon, verskyn tog aan ons. Openbaar u mag aan die stamme van Efraim, Benjamin en Manasse. Kom help ons tog. Laat dit weer met ons goed gaan, o God, verskyn tog tot ons redding. Geliefdes, genade en vrede van God die Vader, wat sy Seun na die wêreld gestuur het. Genade en vrede van die Seun, wat in Bethlehem gebore is. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat nou hier in ons midde is. Amen. Broers en susters, kom ons lees saam uit Jesaja 7 en ons lees vanaf vers 3 tot en met vers 9. Vers 3 tot 9, Jesaja 7, die opskrif Immanuel sal gebore word. Die Here het toe vir Jesaja gesê: Vat jou seun Sear-Jasub saam en gaan ontmoet vir Agas op die pad na die Bluikveld toe, by die punt van die kanaal uit die boonste dam. Sê vir hom, bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jou nie ontstel oor hierdie 2 stukke brandhout nie. Hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resen en sy Arameërs, en van Peka, seun van Remalia nie. Die Arameërs en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalia beplan jou ondergang. Hulle het vir mekaar gesê: Kom ons val Juda aan en oorrompel hom. Dan verdeel ons die land onder ons en ons maak die seun van Tabeal koning van Juda. Maar so sê ek, die Here jou God, dit sal nie plaasvind nie. Dit sal nie gebeur nie. Want dit is maar net Damaskus, wat die hoofstad van Aram is, en net Resen, wat die koning van Damaskus is.
Efraim sal binne 65 jaar so verwoes word, dat hy geen volk meer sal wees nie, want dit is maar net Samaria wat die hoofstad van Efraim is, en net Peka seun van Remalje, wat koning van Samaria is. Maar ook julle sal nie standhou, as julle nie in geloof standhou nie. Geliefdes, hier eindig ons skriflesing. Geseënd is ons wat hier die wonderlike woord van die Here vanoggend hoor, dit glo en dit in ons lewe van elke dag so gaan uitleef. Kom ons verenig in 'n gebed voor ons hemelse Vader. Alomteenwoordige en altyd teenwoordige Vader, dankie Here, dat ons in hierdie onsekere tyd vanoggend as u kinders kan stil word voor u genade troon. Vader, op soveel terreine van ons lewe is daar baie onsekerheid. Dit bring na vore angs en benoudheid. Dit bring na vore dat ons gryp na enige menslike oplossing. Dit veroorsaak dat ons luister na enige menslike raad. En met alles probeer ons staande bly. En in hierdie soeke na sekerheid en standvastigheid raak ons al hoe verder van u verwyder. Dankie dat hierdie eeueoue boodskap wat u aan die volk gebring het, ook in onrustige tye, toe die een krisis na die ander Jerusalem oorspoel het, 'n boodskap van troos en van hoop gebring het. U volk het dit gehoor en daarvolgens gaan lewe. En dit het groot sekerheid in hulle lewe weer veroorsaak. Here, maak ons nou stil. Rig ons gedagtes dat ons u sal hoor spreek. Dat ons hierdie troosboodskap, hierdie boodskap van hoop in die dag van 2021 sal indra in ons lewens. En Vader, dat ons u sal vertrou en die geloofskennis wat ons van u het, sal toepas. En dat ons minder sal gryp na die wêreld bied, maar sal aangryp dit wat 25 Desember gebeur het. Dit wat die epifanietyd aan ons wil verkondig. Immanuel, God met ons, God by ons, God van hoop. Kom Here Jesus, sny nou u wonderlike woord vir ons oop en laat ons daarvolgens elke dag lewe. Dit is ons stil gebed, Here, as ons nou wil luister, as u met ons praat. En dit vra ons biddende en smeekende in Jesus se naam. Amen. Geliefde gemeente, die tema, soos ek reeds gesê het, is, hoe kan ons standhou? Hoe kan ons staande bly in hierdie onsekere tye waarin ons tans leef? Is daar hoop? Broers en susters, elkeen van ons probeer in ons daaglikse lewe baie vind om in hierdie onsekere tye 'n sinvolle en verantwoordelike lewe te leef. Ons worstel met die vraag, hoe lyk 'n sinvolle lewe? Ons probeer allerhande oplossings.
om hierdie onrustige tye by ons verby te kry. Want geliefdes, ons moet met mekaar vanoggend eerlik wees. Ons kyk na al die politieke intriges wat tans in ons land afspeel. En dit veroorsaak groot onsekerheid en onrustigheid. Ons sien hoe mense eenvoudig met mag al wat sleg en verkeerd is, probeer toesmeer. Nie net in ons land nie, maar ook in die wêreld daarbuite. Ons worstel met die vraag, Here, as ons al hierdie dinge sien, is daar hoop? Is daar 'n toekoms? Ek skakel in hierdie week met 'n lidmaat om te hoor, wat is die prognose oor sy vrou se toestand? En in sy stem hoor ek daardie onsekerheid. Die hoop wat vir hom maar vaag is. Hoe bring ek in daardie persoon se lewe weer hoop? Die huwelikslewe en die gesinslewe is ook twee terreine wat hierdie onrustige tye en onsekere tye nie vryspring nie. Ons sien daagliks hoe huwelike in die rowwe waters beland. Hoe huweliksmaats al hoe meer van mekaar verwyder word, verder uit mekaar gedryf word en later uiteindelik in die skei-hof beland. In my hart brand die vraag, hoe kan ons weer hoop in sulke huwelike inbring? Is daar hoop? In die wandelgange van die media beleef ons daagliks hoe firmas aankondig dat hulle deure sal sluit, afleggings wat sal plaasvind, mense wat hulle werke sal verloor, mense wat vir hulle gesinne moet sorg. En dan die vraag, watter hoop leef daar by hulle? Is daar hoop? Het hulle hoop? Ek beleef daagliks hoe ons bejaardes worstel met die hoë lewenskoste en die mediese koste. En broers en susters, so kan ek hierdie lysie vanoggend langer en langer maak van die onsekerhede waarin ons lewe. Nie eers om te praat van die COVID-19 pandemie wat sy tentakels in alle fasette van ons bestaan ingeslaan het nie. Weer die vraag, is daar hoop? Gaan ek en u oorleef? Broers en susters, en dan kom Jesaja ook nog met 'n besondere teks, maar wanneer 'n mens hom die eerste keer lees, dalk hard en onseker op die oor klink, wanneer hy hier aan die einde van ons geleesde gedeelte sê, maar julle sal nie standhou as julle nie in die geloof standhou nie. Geliefdes, ek wil hê ons moet baie mooi na hierdie teks vanoggend luister. Al is hierdie teks duisende jare teruggeskryf in omstandighede wat anders was as ons omstandighede, is dit 'n teks vol troos en hoop wat ons moet toepas in die omstandighede wat ek en u vandag beleef. Hierdie woorde van God by monde van die profeet Jesaja kom na die volk toe in baie onrustige tye. Dit lyk of alles in die lewe van God se volk verkeerd geloop het. Die gebeure wat hierdie 9 verse vir ons beskrywe, speel af, geliefdes,
plus minus teen die jaar 735 voor Christus. Jerusalem was die bakermat van God se volk se geloofslewe. En die een krisis na die ander krisis het hierdie bakermat aangeval en het groot onrustigheid gebring. Aan die een kant was daar die Assiriërs wat 'n groot bedreiging van die ooste af geword het. Die state in die weste het probeer om 'n bondgenootskap, 'n ooreenkoms teen Sirië te vorm. Ons moet onthou dat in die tyd was Israel in 2 ryke verdeel. En ons teksgedeelte sê vir ons, daar was Resen en Peka, wat in hierdie bondgenootskap teen Assirië die voortou geneem het. Maar daar was 'n Agas, wat nie met hierdie 2 se planne wou inval nie. En daarom het hulle beplan om van Agas ontslae te raak. En nou kan 'n mens verstaan dat Agas agtergekom het dat hy alleen staan. En dit het groot angs en onsekerheid gebring. En dit het veroorsaak dat hy in sy lewe keuses moes maak. Hy moes kies tussen vrees of vertroue. Hy moes kies tussen desperate politieke alliansies dalk met Assirië of gelowige vertroue op God. En dan weet ons, aan die uiteinde is dat hy 'n alliansie met Assirië, hy roep hulp by Assirië in. En dan stuur die Here vir Jesaja na Agas toe met 'n besondere boodskap. En die boodskap wat Jesaja moet gaan oordra is, kalmeer. Dis 'n boodskap van troos en van hoop. En ons hoor in hierdie paar verse dat God nie met Agas raas nie. En dat God ook nie met die volk raas omdat hulle onseker en bang is nie. God kom gee deur sy profeet hierdie boodskap van bevryding en hoop deur. God wil vir sy mense hoop bring, selfs al het hulle hom nie genader vir hulp nie. God is altyd by mense in nood en in die besonder sy kinders se lewe betrokke. Daarom beveel Jesaja by Agas aan, vertrou God. Hy sê vir Agas ook, jy kan God toets, jy kan selfs van hom 'n teken vra. 'n Teken wat sal bevestig dat hierdie boodskap waar is en dat jy God kan vertrou in hierdie onsekere tye. Maar sou ons die verhaal verder lees, dan weet ons dat Agas weier om 'n teken van God te vra. En ons mag dalk dink dat sy antwoord baie vroom en godsdienstig is, want hy sê die volgende: ek sal niks vra nie, ek sal die Here nie tart nie. Maar die weiering om 'n teken van God te vra as bevestiging van hierdie troostvolle boodskap, maak juis en openbaar juis sy ongeloof. Hy en sy raadgewers het klaar besluit. Militêr en ekonomies sal dit die beste scenario wees vir die volk van Juda om hulle tot Assirië te wend en 'n bondgenootskap daar aan te gaan. Geliefdes, die boodskap van God aan Agas spreek van soveel hoop en troos. As ons weer net na daardie woorde gaan kyk, bly kalm, bedaar, moenie bang wees nie. Die Here sê vir hom, moenie jou ontstel oor hierdie 2 stukke brandhout nie, hulle rook net, en ons weet, hout wat smeel, kan nie regtig 'n vuur veroorsaak nie. Die Here sê, hulle is so te sê uitgebrand, hulle gaan doodgaan, hulle gaan verwyder word. En God verwys deur hierdie beeld van die 2 stukke brandhout na Resen en Peka. Hulle tyd gaan oor 'n aantal jare verby wees, so moenie dat hulle jou ontstel nie. Die Here sê vir Agas, moenie blindelings ook jou eie kop volg nie, jou menslike idees nie. Hy sê, luister na my, ek is die heerser, ek het oor alles mag.
ek sal jou lot bepaal. Die lot word nie deur Pekah en Resin bepaal nie. Die Here sê vir Agas, jy moet nie teen aardse mense of magte vaskyk en vreesbevange word en allerhande spronge uitvoer nie. Bedaar, bly kalm, wees rasioneel. Dit is vandag so waar wat die Here by monde van Jesaja vir Agas sê. God bepaal die einddoel van alles. Die Spreukeboek sê vir ons baie mooi, die mens beplan, maar God bepaal hoe ons lewenspad sal lyk. Verder was Agas 'n afstammeling van Dawid, lid van die verbondsvolk, 'n direkte spruit uit die koningsgeslag. En God het aan die Dawidshuis baie beloftes gemaak. En daardie beloftes sal hy in stand hou tot aan die einde van hierdie wêreld. En daarom sê die Here vir hom, jy moet net in die geloof stand hou, jy moet my vertrou, jy het genoeg kennis om te weet wie ek is, hoe ek optree en wat ek van jou verwag. Want sê hy vir Agas, my beloftes is ewigdurend. Dit sal die vrees verdryf en reg en geregtigheid laat geskied op die tye wat ek as heerser bepaal. Daarom in die geloof moet jy stand hou, Agas, veral in hierdie dae van onrus en onsekerhede. Geliefdes, kom ons dink 'n bietjie nou, hierdie ou boodskap, daar's hoop. Bedaar, bly kalm, wees rasioneel. Geliefdes, ons beleef ook elkeen tans baie onsekerhede en beangstigheid. Op baie maniere word erge vrees en onsekerheid en benoudheid onder ons versprei. Ek sien wat se valse nuus op die sosiale media versprei word, wat mense na gryp en versprei en angstig maak. Daar's baie fondamentstene waarop ons gebou het en steeds bou, wat die afgelope tyd begin verbrokkel deur menslike ingrype en veranderinge wat in ons lewens plaasgevind het. Daar's 'n klomp menslike ideologie en opvattings, naaiwer en hepsig, wat besig is om ons lewens van elke dag te oorspoel. En wat ons baie kere toelaat om ons lewens te beïnvloed. Anargie is aan die orde van die dag. Ongelukkig leef ons in die wêreld met al sy onsekerhede en tref dit ons as gelowiges en ons as kerk ook. Maar God kom vandag en hy sê, bedaar, hou moed, kalmeer, dink rasioneel in geloofsgehoorsaamheid. Daarom, geliefdes, ek en u mag nie die evangelie van God afmerk om deel te neem aan 'n ideologie van die wêreld nie. Daarom sal my en u rol steeds in die toekoms wees om verspreider en draer van hierdie boodskap van hoop te wees. Ons geloof in God, sy liefde vir ons, wat hy so sigbaar weer gemaak het in die afgelope tyd, rondom Kersfees en die Epifanietyd, mag nie deur ons verwaarloos word nie. Daarom kom ons heil in hierdie wêreld nie deur geweerlope, gewapende verset, of in 'n belegging in menslike strukture van elke dag nie. Maar ons heil, ons toekoms lê gewortel in ons gehoorsaamheid en in ons vertroue in God. Die God van 'n Agas, die God wat Jesaja gestuur het. En geliefdes, hierdie geloofsgehoorsaamheid aan God is en sal die bepalende van ons lewenswyse wees en word.
En hoe gouer ons hierdie geloofsgehoorsaamheid weer deel van ons lewe maak, sal ek en u in hierdie onsekere tye rasioneel gefokus op God, die aanslae en die onsekerhede en die krisisse hanteer. As ons weer begin om in ons gesinne die verbond wat die Here met ons gesluit het en al die beloftes en sy diepste konsekwensies deurvoer, sal ons weer 'n sterk gesinslewe daarstel. Gesinne wat staande kan bly ondanks al die aanslae, omdat ons gewortel is in die geloof en in die beloftes wat God met ons gemaak het. In ons gesinne en huwelikslewe moet die onverbreekbare band van die huwelik weer ervaar en uitgeleef word. Ek en u moet ten alle koste huweliksverbrokkeling, die verwaarlosing van kinders, losse seksuele aktiwiteite wat so in ons dag die norm geword het, begin teewerk. Want dis wat God van ons vra as ons in gehoorsaamheid, geloofsgehoorsaamheid in hom lewe. In ons daaglikse beroep moet ons met ywer en toewyding werk. Ons moet tevrede wees met wat ons het. Die geneigtheid tot diefstal, oneerlikheid, omkopery, korrupsie en al die pogings om ten koste van my medemens ryk te word, moet ten strengste veroordeel word. Geloofsgehoorsaamheid, dankbaarheid vir wat ek het. Ek het genoeg. Kom ons begin dit uitleef. Moet seëvier. Ons land is verskeur in die politieke debat. Ja, ons verskil oor baie sake met mekaar en ook ernstig. En in die politiek is dit so dat ons van mekaar kan verskil en moet verskil. En dat ons so oor mekaar se politieke opvattings oordeel, dat ons aan die einde van die dag sal sê, wat is die beste vir die mensdom in Suid-Afrika? Wat is die beste vir die mensdom in die wêreld? Nie vir my politieke party of vir my eie persoonlike standpunte nie. Gun ons mekaar die ruimte vir opinie en het ons vir mekaar eerbied en respek, al verskil ons van mekaar. Die laaste, in hierdie onrustige dae is dit nodiger as ooit dat ons sal vasstaan in ons geloof. En dat ek en u weer ons sal bewapen met die woord van God. Dat ons in gebed tot ons Vader elke dag volhardend sal wees. Dat ek en u nie sal meedoen aan oppervlakkige en uiterlike sekerhede in al die fasette van ons lewe nie. Daarom dat die boodskap van vers 9 so treffend is. Letterlik staan daar, julle moenie vrees nie, net vertrou. Hoor mooi, julle moet nie vrees nie, net vertrou. Dit is en bly 'n uitnodiging aan ons, veral wanneer ons bewe vir die uitdagings van die lewe en die onsekerhede in ons land. In hierdie epifanietyd beklemtoon ons reeds, maak ons reeds Jesus sigbaar. Kom die boodskap uit God se woord duidelik en hard. Jesus is daar. Wat maak jy met hom? Hoe vorm hy deel van jou lewe? Hy is dan gebore vir jou en vir my. Daarom die pragtige opskrif by die gedeelte, Immanuel, God met ons. Want hierdie Immanuel van Kersfees, naamlik Jesus, het verder ook beloof dat hy deur sy Gees in ons sal woon, wat op 'n ander manier God met ons sal wees. En die Heilige Gees sterk ons elke dag om 'n sinvolle lewe te leef. Daarom, geliefdes,
Kom ons kies die Immanuel, die God met ons, vanoggend, bo ons eie wyshede, bo ons eie planne, bo ons eie grype na allerhande nuus en advies wat ons kry. Kom ons gryp die advies van Jesaja 7 verse 3 tot 9. Ons hele lewe moet gelewe word uit die beloftes wat God ons gee. Al beleef ons ook watter omstandighede. Mag die Here God vir my en vir u help, dat ons weer die Immanuel wat gebore is, die God by ons, die anker, die basis, die fondasie van ons lewe van elke dag sal maak. Is daar hoop? Ja. Jy hou die hoop vas. Die hoop om Jesus te ken en Jesus te vertrou. Amen. Geliefdes, kom ons raak stil voor ons hemelse Vader in 'n gebed. Vader, ons woorde hier aan die einde van hierdie erediens is min. Dankie dat u hoop gebring het. Dankie dat u 'n eeuwe boodskap, vars en nuut, op ons tafel, op ons geloofstafel kom plaas het. Met 'n vraagteken daarachter. Glo jy dit? Leef jy dit? Hoop jy dit? Dankie Vader. In Jesus se naam loof en prys ons u nou. Amen. Geliefdes, ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. Mag God se hoop vir jou 'n anker wees, te midde van die hooploosheid van die wêreld. Mag God se vrede oor jou hart en verstand die wag hou. Mag God se vreugde jou dra, ook deur tye van hartseer en onsekerheid. Mag God se liefde vir jou so werklikheid wees, dat ander God in jou sal beleef, van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons wegsendingslied is gesang 353.